Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom vanoggend by mekaar met harte wat 'n begeerte het om meer te leer uit U woord uit, Here. Here, ons is besig om na die brief te kyk wat Jakobus vir ons geskryf het en ons sien daar toetse. Ons sien toetse van hoe ons eie geloof kan toets. Ons sien dat U maniere vir ons gee dat ons geloof kan versterk. Here, en dit is vir ons werklik 'n voorreg om deur hierdie brief te kan lees. Vandag kom ons by 'n baie belangrike vers 2. En wat ons vandag gaan sien, Here, is dat in U absolute wysheid en in U absolute liefde het U 'n doel met alle beproewinge. En ons eer U daarvoor. Here, seën vanoggend asseblief U eie woorde, Here. Seën my ook asseblief dat ek U woord sal oordra, dat U alleen verheerlik sal word, Here, want U alleen is waardig. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Jakobus 1. Ons gaan weer lees van vers 2 tot by vers 12, net om in die toets te kom, om in die mindset te kom van die toets waarmee ons besig is. Ek lees uit die woord van die lewende God. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal verbygaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Tot sover. Nou, ons het verlede week begin kyk na vers 2, en ons het gesien uit die Bybel uit, dat daar altyd 'n doel is waarom God beproewinge oor ons pad stuur. En ek hoop julle het 'n bietjie gedink aan daai 8 doele waaroor ons gepraat het. Ek hoop plaas van julle wat julle eie lewens ondersoek het, om te kyk, is daar van daai doele sigbaar in jou lewe? Of jy's dalk nou in 'n beproewing, en jy het dit dalk raak gesien in daai 8 punte. En net vir die wat nie al die 8 punte kan onthou nie, die eerste een is, toets die swakheid of die diepte van jou geloof. Dis die eerste rede hoekom God jou deur 'n beproewing sal sit. Beproewing is om jou nederig te maak. Beproewing word gebruik om jou van die wêreld te speen. Beproewing laat jou lewe met 'n ewige hoop. Beproewing wys vir wie jy werklik lief is. Beproewing leer jou om in God se seëninge te lewe en ook om dit te glo. God gebruik beproewinge om sy kinders voor te berei vir groter werke. Beproewinge help jou ook om ander te help. En dan is daar 'n 9de beproewing, wat ek doelbewus nie verlede week genoem het nie, en gelos het vir vandag. En hierdie is 'n moeilike ene. Hierdie is 'n moeilike rede hoekom God beproewinge oor ons pad stuur. Ons is so gekondisioneer om na God te kyk en net God se liefde raak te sien, dat hierdie beproewing en hierdie doel vir ons baie moeilik is. Ons word geleer om so te fokus op God se liefde, dat ons nooit dink, maar God sal iets oor ons pad stuur wat nie lekker is nie, wat dalk heel moontlik vir ons pynvol gaan wees. Ietsie soos dissipline. Want as ek en jy die woord dissipline hoor, dan dink ons aan pak slaan, hè. En dit is wat dit is. Dissipline is maar 'n bietjie 'n mate van tugtiging. Die Bybel leer vir ons dat God is 'n God van liefde. En omdat hy sy kinders liefhet, dissiplineer hy sy kinders. En ons sien dit in Hebreërs 12. En ek gaan vir ons lees van vers 4 tot 9, maar ek lees hierdie uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. Hoor julle die rede daar?
Jy het die geveg teen sonde nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, jy moet dit nie gering skat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tug elkeen wat hy as sy kind aanneem. Nie sommiges nie, elkeen wat hy as sy kind aanneem. Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? As God julle nie dissiplineer, soos hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy kinders nie, maar buiteegtelik. Ons aardse vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en so waarlik lewe nie? So hier sien ons baie duidelik dat God beproewinge sal gebruik om die kinders vir wie hy lief is te dissiplineer. En hoekom sal God dit doen? As jy nie die sonde in jou eie lewe aanspreek nie. En wanneer God dit doen, wanneer God jou dissiplineer of jou beproef, is daar altyd een doel. En dit is om jou geloof sterker te maak. Dit is om jou te leer om te volhard. Vers 3 van Jakobus 1 sê, om lydsaamheid te bewerk. Nou, lydsaamheid is volharding. En 'n ander Afrikaanse woord wat ons dit kan beskryf, dis vasbyt. Dis om in God te glo tot die dag van jou dood. Nou, hoekom wil God hê ek en jy moet volhard? As jy nou moet dink, hoekom dink jy is dit nodig om te leer om te volhard in jou geloof? Die van julle wat julle Bybels nog oop het, gaan kyk na vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Dit gaan oor liefde. Lydsaamheid, vasbyt tot aan die einde, gaan oor jou liefde aan God. Al hierdie beproewinge, al hierdie dissiplines, al hierdie dinge waardeur God vir my en jou sit, gaan oor God se liefde aan ons en dan ons liefde aan hom. Hoe weet ons is kinders van God en hoe weet ons is lief vir God? As ons kan volhard deur beproewinge. As ons na beproewing kan terugkyk en sê, ek is deur dit, God het my deur dit gedra en ek glo nog steeds God is goed. Dan weet jy het ware liefde vir God. Volharding van 'n gelowige wys na ware, egte, intieme liefde vir God. En ware liefde word gekweek deur moeilike tye. Jy sal nie ware liefde hê vir iemand as daar nie moeilike tye wees nie. Dink 'n bietjie aan 'n huwelik. Wie van julle ken mense wat 30 of 40 jaar getroud is? Julle ken 'n paar mense, nee. Weet julle dat hier in ons gemeente sit iemand wat al 60 jaar getroud is? Oom Gideon en Tannie Joan is al 60 jaar getroud. En as ek en jy met hulle gaan sit en gesels en ons gaan vir hulle vra, hoekom is hulle so lief vir mekaar? Dan gaan hulle vir julle sê, ons het sakke sout saam opgeëet. Die ou mense het gesê, moeilike tye, sakke sout opgeëet. Kan julle dit onthou? Ek dink as ons vir oom Gideon en Tannie Joan gaan vra, hoeveel sakke sout hulle in 60 jaar opgeëet het, gaan hulle vir ons lank besig hê. Hulle gaan vir ons baie verhale kan vertel. Want dink net bietjie, wat kan alles verkeerd gaan in 'n 60 jaar huwelik? As baie goed wat verkeerd gaan. Van ons hier so is minder as 10 jaar getroud en daar het al baie goed verkeerd gegaan in ons huwelike. Ouers gaan dood. Almal, oom Gideon en Tannie Joan het hulle ouers begrawe. Vriende is oorlede, siektes, hulle eie siektes, kinders se siektes. Oom Gideon het geboer op Middelpos. Kan julle dink in 60 jaar deur hoeveel droogtes is hulle? Baie. Droogte bring altyd finansiële beproewinge. En die ou mense het ook gesê, as finansies by die voordeur uitloop, dan loop liefde by die agterdeur uit. Het julle dit ook al gehoor? En hier sit oom Gideon en Tannie Joan nog steeds. Oom Gideon hulle is deur 60 jaar se beproewinge en hulle liefde vir mekaar is nog net so sterk soos in die begin. En nou, daar's byna niks wat in oom Gideon en Tannie Joan se lewe kan gebeur om hulle liefde vir mekaar op te breek nie. Want hulle het baie deurgegaan. Hulle het baie pyn saam deurgegaan. Hulle was daar vir mekaar gewees. Hulle het sakke sout saam opgeëet. Dit is 'n eenheid
wat gevorm is oor 60 jaar. En net so vir interessantheid, so 'n paar weke terug toe staan die Joan Oulik, toe sê sy vir Cindy, jy weet as ek oulik is, dan word om Gideon ook oulik, want jy weet ons is een. En dit is presies wat met mense gebeur. Hulle word een. En dis wat God wil hê met my en jou. Dis hoekom God beproewinge oor ons pad stuur. Dat in die spreekwoordelike sens moet jy en God saam sakke sout opeet, sodat jy liefde vir nie God se liefde vir jou nie, maar jou liefde vir God kan versterk. Moeilike tye genereer liefde. Moeilike tye genereer geduld. Moeilike tye genereer verdraagsaamheid vir mekaar. En dis wat God se doel is met moeilike tye. Dit is die rede vir beproewinge. Hoekom sit God jou deur beproewinge? Want hy is lief vir jou. Dit is hoekom God jou deur beproewinge sit. God wil vir jou wys dat as jy kan volhard deur jou beproewing, dan is jou liefde vir hom ware liefde. God weet in sy perfekte wysheid dat hierdie moeilike tye, hierdie jou karakter in liefde sterker gaan maak. Nou kom die vraag natuurlik by ons almal op is, hoe volhard ek? Hoe doen ek dit? En weer eens, in God se voorsiening, is dit hierso by hierdie vraag wat hierdie brief van Jakobus prakties word. Van vers 2 af gee Jakobus vir ons praktiese maniere van hoe jy in beproewinge kan volhard. En in vers 2 tot 12 sien ons 4 maniere hoe jy toetse en beproewinge kan deurstaan. Die eerste een is met 'n vreugdevolle lewe, 'n verstand wat verstaan, onderdanigheid aan God en dan 'n nederige gees. Maar daar's een eienskap wat in hierdie 4 punte uitstaan. Net een eienskap. En dis attitude. Al 4 hierdie eienskappe, hierdie 4 punte wat ek nou genoem het, is attitude, of houding, of karakter, of oortuiging. Maar die beste woord om dit te beskryf is jou attitude. Jou attitude bepaal of jy beproewinge gaan deurstaan. Vers 2 sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekings verval. Die 2020 vertaling sê, beskou dit as groot vreugde, my broers, wanneer allerlei versoekings oor julle val. En die Nuwe Lewende vertaling sê, my broers en susters, wanneer julle in allerlei beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. En dan sê die Engels, consider it all joy. All joy. En wat interessant is, hierdie vreugde is 'n opdrag. Dis nie 'n versoek nie. Dis nie God wat vir jou sê, ag asseblief jy moet met vreugde lewe nie. Dit sê, ag dit loutere vreugde. Dis 'n opdrag wat God vir ons gee. En die rede hoekom dit nodig is om 'n opdrag te gee is, vreugde kom nie natuurlik vir my en jou nie. Vreugde is nie vir ons natuurlik nie. Vreugde is nie 'n reaksie wat sommer net, jy word gebore met vreugde nie. En weet julle hoekom? Want baie min van ons is tevrede. Baie min van ons is tevrede met waar ons is in ons lewens. Dink bietjie aan ware gelowiges wat jy ken. Mense wat werklik Christene is. Het hulle vreugde? Lewe hulle met vreugde? Lewe hulle elke dag met vreugde? Min van hulle doen. Min selfs gelowiges lewe met vreugde. Want baie min mense is tevrede en meeste mense dink hulle omstandighede moet beter wees. Ons dink altyd, die Here kon ons bietjie slimmer gemaak het. Of die Here kon ons bietjie ryker gemaak het. Of die Here kon ons bietjie mooier gemaak het. Of die Here kon ons bietjie vinniger gemaak het. Of die Here kon vir my 'n werk gegee het, nê, waar die baas nie so aap is nie. Ons is nie tevrede nie. Ek kon 'n groter huis gehad het, Here. Hoekom moet ek siek wees, Here? Ek wil ook hê wat Piet, Jan of Koos het. Dis hoe ons lewe. Ons is nie tevrede nie. Adam en Eva het in die perfekte omstandighede gelewe. Hulle omstandighede was so perfek geweest. God het gesê, dit is goed. En hulle was nie tevrede nie. As een boom waarvan hulle nie mag geëet het nie. En hulle was nie tevrede nie. En van toe af is die mens nie tevrede nie. En dit is hoekom ons so maklik kla. Ons moan. As dit winter is dit te koud.
As dit somer is dit te warm. As die gras groen is dit te groen. As die lug blou is dit te blou. As ek 'n verhoging kry, is dit te min. Ons mou. Ons kla. As ons ryk is die belasting te veel. As ons arm is die kos te duur. Ons is net eenvoudig nie tevrede met wat ons het nie. As ons gesond is en iemand vra ons hoe gaan dit, dan sê ons dit gaan alright. Dit is hoe ons is. Ek sien baie van julle smile, want ek dink julle sien julle self daarin. En dit is hoekom God dit nodig het om vir my en jou 'n opdrag te gee deur om te sê, ag dit loutere vreugde my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge verval. Want vreugde is nie 'n emosie nie. Vreugde is 'n attitude. Dis 'n houding. Dis 'n keuse wat jy maak. Elke dag wat jy opstaan. Gaan ek vandag met vreugde lewe? Nou wanneer ek en jy die woord vreugde sien, dan dink ons aan lag en bly. Jy weet hoe lyk dit as kinders in 'n swembad speel. Dis net fun and games. Wanneer ons die woord vreugde sien, dan maak ons daai konnotasie. En dis hoekom ons sukkel om die woord vreugde mee te assosieer. Maar dit is nie wat vreugde is nie. Vreugde vir 'n kind van God is vertroue in God. Dis wat vreugde is. Ons sing baie keer 'n Engelse lied, For His glory and my good. Nou vreugde is wanneer jy God vertrou, dat dit waartoe jy gaan, of die omstandighede waarin jy nou is, jy vertrou vir God, dat God dit sal gebruik, vir sy eer, en vir jou goed. Jy vertrou vir God dat hy dit gaan gebruik. Julle ken die storie van Josef in die Bybel. Sy broers het hom verkoop as 'n slaaf. Hy was deur geweldige beproewinge, en uiteindelik word hy tweede in bevel van Egipte, en sy broers kom koop by hom kos. En na alles sê hy hierdie merkwaardige woorde in Genesis 50 vers 20. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Josef het vir God vertrou. Josef het getrou gebly aan God, selfs toe hy in die tronk was. Weet julle hoeveel tyd het daar verloop, vandat Josef se broers hom verkoop het, totdat hy sy broers weer gesien het? Het julle 'n idee? 22 jaar. Sy beproewing het 22 jaar lank geduur. Van ons sukkel om 'n jaar deur 'n beproewing te gaan, of 'n maand deur 'n beproewing te gaan. Deur hierdie 22 jaar het Josef getrou gebly aan God, want Josef het vir God vertrou. Josef het vertroue gehad dat God dit waartoe hy ook al gaan beplan het. Hy het geweet God het dit beplan. Hy het vertroue gehad dat God weet wat hy doen. Hy het vertroue gehad dat dit waardeur God hom laat gaan, God gaan hom die krag gee om te volhard. Dit is wat vertroue is in God. Om ons te help met vreugde, onthou nou weer vreugde en vertroue is dieselfde, en ons moet daai die hele tyd onthou. So om ons te help met vreugde, het God geweet, hy moet vir ons 'n belofte gee. En hoor hierdie belofte, 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking of beproewing het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Nou hierdie belofte is 'n massive belofte. Ons kan 'n hele preek doen net oor hierdie belofte. God sê nie hier dat hy die beproewing waardeur jy gaan stop nie. God sê nie hy gaan die beproewing wegvat nie. Wat God hier sê is, hy gaan nooit 'n beproewing op jou pad stuur wat jy nie kan handle. Nooit nie. Jy sal altyd deur die krag en die werking van die Heilige Gees die beproewinge kan verdra. Met ander woorde, God gaan dit nie wegvat nie. Hy gaan jou die krag gee en die wysheid gee om deur die beproewing te gaan. Dit is wat daai woord verdra beteken. Jy gaan deur hierdie beproewing gaan. Onthou Paulus se doring in sy vlees. Hy het vir God gevra om dit te verwyder 3 keer. En God het elke keer vir hom gesê, nee Paulus, my genade is vir jou genoeg. En dis wat God met hierdie belofte vir ons sê. God se genade is vir ons genoeg. Nou nog iets wat belangrik is in hierdie vers, is die eerste gedeelte. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Nou wat dit beteken is, God sal jou nooit versoek met 'n bonatuurlike versoeking nie. Iets wat nie van hierdie wêreld af is nie.
Nooit nie. Dis 'n belofte. Met ander woorde, dit waarmee ons versoek word, sal goed wees wat ons ken. Dit sal menslike dinge wees waaraan ons gewoond is. En dit moet ons geweldige vreugde verskaf, dat ons weet dat God 'n belofte gemaak het, dat hy ons, wanneer hy ons beproef, sal hy ons met menslike dinge beproef, maar hy sal vir ons uitkoms gee, en hy sal vir ons wysheid gee om dit te verdra. God sal genoeg genade aan elkeen van ons toon, om elke beproewing te verdra. Elke beproewing. Maar daar is nog iets in hierdie belofte, wat min mense raak sien. En hierdie belofte beteken, geen beproewing kan jou geloof breek nie. Geen beproewing nie. Elke beproewing waardeur jy gaan, is ontwerp en beplan deur God, om jou geloof te versterk, en nie om dit te vernietig nie. Met ander woorde, as jy deur 'n beproewing gaan, en jy draai jou rug op God, dan was jy nooit regtig 'n kind van God nie. Dit is wat hierdie belofte vir ons eintlik beteken. God sal nie iets op jou pad stuur, wat jou geloof kan vernietig nie. God sal dit nie doen nie. Nou met dit in gedagte, gaan julle dalk nou anders te kyk na Romeine 8 vers 28 en 29. Hoor wat staan daar. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Met ander woorde, God gebruik beproewinge altyd ten goeie. Altyd. En dan vers 29 sê vir ons, hoekom is dit 'n belofte, dat God dit ten goeie sal gebruik? Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. God se belofte is, dat die beproewing wat hy op jou pad stuur, is ontwerp, om jou meer soos Jesus te laat lyk. Dis die doel van die beproewing. Dis die groter doel van die beproewing. Enige tipe beproewing, is om jou meer en meer soos Christus te laat lyk. En dis waar jou vreugde lê. Dis waar jou vreugde moet lê. Dat dit waardeur jy ook al gaan, God gaan dit gebruik om jou te verander om soos Christus te lyk. Jou vreugde lê in die feit dat God enigiets sal doen. Enigiets sal doen om jou meer soos jou Here en Redder te laat lyk. En dit moet jou geweldige vreugde verskaf. As jy weet dat die pyn en lyding waardeur jy nou gaan, het een doel. God wil hê jy moet soos Jesus lyk. Dis die doel daarmee. Dink bietjie aan Paulus. Hy skryf Efesiërs, Filippense, Kolossense, Filemon, 2 Timoteus, terwyl hy in die tronk is. Al die boeke het uit die tronk uit geskryf. En Filippense se hooftema is vreugde in Christus. Hy sit in die tronk en hy skryf 'n brief oor vreugde in Christus. Filippense 2 vers 17 en 18 skryf hy, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my. Ja, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Wat hy hier sê is, hy's bly as hy in die tronk is. Want weet julle hoekom is hy in die tronk? Hy het die evangelie aan die mense in Filippense verkondig. Toe sluit hulle hom toe. En dan skryf hy vir hulle, julle moet ook bly wees. Wees bly ek is toegesluit wat ek hierdie waarheid gepraat. Dit is wat hy vir hulle skryf dan. En dan hoofstuk 4 vers 4 en 5 skryf hy, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Dis waar ons vreugde moet vind. Ek en jy moet ons vreugde vind in Christus, want ons weet hy kom weer. Maak nie saak wat hier op die aarde gebeur nie. Ons weet Christus kom weer. Ons moet ons vreugde in Christus vind, want ons weet hy het ons nie alleen gelaat nie. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, sodat ons in vreugde kan lewe. Jy moet jou vreugde in Christus vind, want daar waar jy nou is, presies daar waar jy nou is presies waar God beplan het jy moet wees. Niks buite God se wil nie. As jy nou in 'n slegte omstandighede is, dis waar God jou wil hê. God het jou daar geplaas, en dit moet vir jou vreugde gee. Om te dink God het jou so lief, dat hy jou wil laat verander, om soos Christus te lyk. Nou as jy in jou beproewing is, daar in die middel van jou beproewing, is dit nie altyd maklik om met vreugde te lewe nie.
maar jou vertroue in God gaan vir jou die wete gee dat jou beproewing tydelik is. Dit is net tydelik. Jou vertroue in God is omdat jy glo God is by jou. En jou vertroue in God wys ook dat jy glo God gaan jou dra deur hierdie beproewing. Jy glo dit. En daarvoor moet jy met vreugde na jou beproewing kyk. Maak nie saak wat dit is nie. Vreugde beteken nie dat ons nie gaan hartseer word nie. Ons gaan hartseer word. As iemand siek is of as iemand sterf, gaan ons hartseer wees. Vreugde onderdruk nie ons emosies nie. So ons gaan nog steeds hartseer wees as so iets gebeur. As 'n geliefde sterf en jy weet dat hierdie geliefde gelowige was, dan weet jy mos dat daai geliefde is nou by Christus. So al is jy hartseer en al mis jy die persoon, jy gaan met vreugde kyk na waar daai persoon nou is. Dit gaan vir jou vreugde wees om vir ander mense te vertel, maar hierdie persoon is by Christus. Ek mis die persoon, maar die persoon is by Christus. As iemand ernstig siek is, en jy is bekommerd, en jy het hartseer oor die pyn en lyding, maar jy het tog vreugde oor die siekte, want jy weet God gebruik dit om daai persoon te verander, om meer soos Christus te lyk. Dit moet vir jou vreugdevol wees. En as dit jy wat siek is, of as dit jy is wat pyn verduur, jy weet dalk jou siekte is terminaal, dit gaan jou doodmaak, binnekort, dan kan jy met vreugde lewe, want jy weet Christus het 'n doel daarmee. God is besig om jou siekte te gebruik, om jou dalk iets te leer, voor die dood gaan. Of dalk, gebruik God jou siekte, om die mense om jou ietsie te leer. Dit gaan dalk nie eens oor jou nie. God het seker gemaak, jy is siek, sodat jou geliefdes dalk vir Christus kan leer ken. En dit moet jou vreugde gee. Dit moet aan jou vreugde verskaf, dat God jou waardig genoeg ag, om jou siek te maak, sodat God jou lewe kan gebruik, om homself bekend te stel aan ander mense. Dit moet jou vreugde gee. Selfs siekte, selfs as jy siek is. Dit moet jou vreugde gee, dat God jou siekte gebruik, om ander mense te verander, om meer soos Christus te lyk. Kan julle sien hoe vind jy jou vreugde in Christus? Dit maak nie saak wat is jou omstandighede nie. Jy moet leer, en dis waar die attitude inkom, jy moet leer om vooruit te kyk na Christus toe. Uit jou omstandighede uit na Christus toe. Christus is daar in die toekoms, maar Christus is ook hier in jou beproewing. En die groter doel is om jou of die mense om jou, of albei, meer en meer soos Christus te laat lyk. Want dit is wat God verheerlik. As sy kinders soos Christus lyk. En dit is wat jou vreugde moet gee. Dit moet jou vreugde verskaf. En daai vreugde, is 'n vertroue in 'n lewende God. Die vertroue dat God almagtig is, dat God alwetend is, en jy met die vertroue het dat God actually weet wat hy doen. Daai vertroue sal vir jou vreugde verskaf. As jy God vertrou, dan kan jy in vreugde lewe. As ons weer na vers 12 gaan kyk, ag dit loutere vreugde, my broeders. Nou Jakobus skryf aan Christen broeders en susters. Hy skryf aan gelowiges. Julle kan onthou sy eerste lesers was Joodse Christene gewees. En omdat hulle Christene is of was, en omdat ek en jy Christene is vandag, is hierdie brief aan ons ook gerig. So dit is absoluut op ons van toepassing. Hy sê vir jou en vir my, vir elkeen van ons wat in hierdie vertrek is, ag dit vreugde as jy deur 'n beproewing gaan. Verander jou attitude teenoor jou beproewing. Nog 'n woord wat belangrik is in daai vers is allerhande. Nou ons het verlede week vinnig gekyk na die woord. Dit beteken allerhande verskillende tipe beproewinge. Allerhande beproewinge. Van tyd tot tyd gaan ons beproewinge verskil. Ons persoonlike beproewinge gaan verskil. Beproewinge waardeur jy gaan, ek gaan dalk nooit daardeur gaan nie. En beproewinge waardeur ek gaan, jy gaan dalk nooit daardeur gaan nie. Maar dis allerhande beproewinge, dit verskil. En dan is daar nog 'n belangrike woord in daai vers, wat
baie mense mis. En dis die woord wanneer. Die vers sê, ag dit loutere vreugde my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge verval. Dis nie as jy in versoekinge verval nie. Want as Jakobus die woord as gebruik het, dan was dit 'n geval van dalk, miskien gaan jy versoek word, miskien nie. Maar omdat hy die woord wanneer gebruik, beteken jy sal beproef word. Almal van ons sal beproef word reg deur ons lewe. Ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. As jy 'n lewe van vreugde lewe, dan lewe jy 'n lewe van vertroue. Vertroue in God. Vreugde wys dat jy vir God vertrou. Op alle aspekte van jou lewe. Vreugde is 'n attitude. En ek en jy het volle beheer oor ons attitudes. Jy kies wat se attitude jy vandag wil hê. En ek kies wat se attitude ek vandag wil hê. So ek wil nou vandag vir julle sê in jou beproewinge, kies wys. Kies om met vreugde te lewe, want dan sal jou beproewing nie so taaf wees nie. As jy vooruit kyk na Christus. Volgende week sal ons na die ander 3 attitudes kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir Jakobus geïnspireer het om vir ons hierdie brief te skryf, Here. Dankie dat ons kan leer uit U woord uit, dat U 'n doel het, Here. Dat U nie net goeders doelloos met ons laat gebeur nie, Here. Al is dit siekte, al is dit afsterf van iemand, Here, al is dit werksomstandighede, persoonlike omstandighede. Here, U het 'n doel met alles. Hier is niks wat sommer net terloops in ons lewens gebeur nie. U het 'n perfekte plan uitgewerk. U is 'n soewereine God wat U skepping beheer. Here, en dit moet ons gemoedsrus gee. Here, dit moet ons vertroue gee dat U alles sal doen wat nodig is om ons meer soos U seun Jesus Christus te laat lyk. Here, en daarin vind ons vreugde. Here, en ek wil vandag vir U vra om met elkeen van ons te wees in hierdie proses waar ons eie harte gaan ondersoek, Here, waar ons eie attitudes gaan ondersoek. Here, gaan met ons dat ons krities sal wees met onsself. Dat ons sal leer om tevrede te wees, Here, dat ons content sal wees met daar waar U ons het. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie te leer. Here, dankie dat U ons waardig ag om ons deur beproewinge te sit, om ons te laat lyk soos U seun Jesus Christus. Here, ons is net skepsels in hierdie groot en wonderlike skepping van U, maar tog het U ons eerste lief gehad. En dit gee vir ons vreugde, Here. Here, gaan met ons almal deur hierdie week. Seën ons asseblief, Here, dat ons elke dag sal opstaan met 'n attitude van vreugde, met 'n attitude van tevredenheid, want ons weet dit is wat U sal verheerlik. Here, dankie dat U 'n God is wat in beheer is, Here. Here, ons vra U al hierdie dinge in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.